Goeiemôre Leefgemeente, ek is hier in my studeerkamer. Ek het die mikrofoon vanoggend by die kerk 'n bietjie vergeet en klank was nie so lekker nie. Maar die boodskap is vir my belangrik en ek wil dit graag net so bietjie opsom om net by julle uit te kry dat julle die woord sal hoor. So die laaste boodskap van die Pinksterreeks gaan en Pinkster. Volgende week is dit Hemelvaart en daarna is dit Pinksterfees. So ek wil maar net in die boodskap inspring en ek begin met 'n bietjie geskiedenis want konteks maak so saak om te verstaan wat die verwarring en die opwinding rondom Pinkster is. Wil ek al die pad teruggaan na die profeet Jesaja wat 800 jaar omtrent voordat Jesus gebore is, opstaan en profeteer ter midde van die feit dat Judea verwoes is, dat daar niks aangaan in Jerusalem nie, dat die noorde en die suide kom oorlog voer het en Juda 'n slagveld geword het en daar nie meer enige noemenswaardige koning of regeerders in Judea is nie. En tussen Egipte en die Assiriërs is daar 'n bekleierery aan die gang en hier sit hierdie klomp Jode, hierdie mense van Juda met al hulle beloftes en die verlede tussen Dawid en Salomo en hulle is verpletterd. Staan hierdie profeet op, hierdie magtige profeet met die naam Jesaja. En hy sê die volgende, ek lees net vir julle 2 gedeeltes, maar die hele boek gaan nie oor, maar hy sê byvoorbeeld in Jesaja 42 vers 1, sê hy, kyk, hier is die dienaar wat ek ondersteun. Hy is die een wat ek gekies het en wat my guns geniet. En dit is soos, Waar's die een wat jy kies, God? Waar's die Samson? Waar's die Gideon? Waar's die Dawid? En selfs al kies jy een van hierdie Judeese manne, hoe gaan hulle opstaan teen Egipte? Hoe gaan hulle opstaan teen die Assiriërs? Ons is magteloos, ons het nie perde nie, ons het nie strydwaans nie, ons het nie eens vegtende manne wat swaarde kan optel nie. Ons is 'n verpletterde nasie sonder enige hoop. Ons het geen rol op die politieke skouspel nie. Ons het geen mag en gesag of geld om van te praat nie. Alles wat ons het, word geplunder deur hierdie mense. Waar is die man wat jy gekies het? Waar is die een wat jou guns geniet? Want ons geniet blykbaar nie jou guns nie. Dit moes die gedagtes gewees het toe hulle Jesaja se woorde hoor. En Jesaja gaan aan met sy profesie en hy sê, ek, God wat praat, ek het my gees op hom laat kom. Hy sal regspreek oor al die nasies. Nou dink vir jouself hoe dit moet klink. Dink net vir jouself hoe hulle moes gevoel het. Hulle is niks, die nasies lag vir hulle. Hulle tyd is verby onder die son. En hier kom Jesaja en hy sê, God het 'n man gekies, sy gees op hom gesit, en al die nasies sal voor hom kom buig. Hy gaan aan in hoofstuk 45, ek lees vir julle vers 22 tot 24, en Jesaja sê, laat die hele wêreld na my toe kom, sodat julle gered kan word. Die God van Israel kan nie sy eie mense red nie, dis wat hulle moes gevoel het. Hoe moet die nasies na Jerusalem toe kom om gered te kan word, as Jerusalem self 'n redder nodig het? God gaan aan, hy sê, want ek is God, en daar is geen ander behalwe ek nie. Maar die gode in Egipte is oorwinnaars, en die gode in Syrië is oorwinnaars, en die God van Jerusalem is verlate, en niemand bring eers meer offers aan die God van Israel nie. En tog sê God, ek alleen is God. En daar is niemand behalwe ek nie. Ek lê 'n eed af by my naam. Ek sal nooit teruggaan op wat ek gesê het nie. Elke knie sal voor my buig. Elke mond sal jou lojaliteit aan my kom sweer. Ek sweer by my naam. God sê, ek beloof jou iets op my eie naam. Elke knie sal voor my kom buig, al lyk dit nie nou so nie. Al lyk dit asof jy verpletter en verlate en sonder hoop is. Hoor wat sê ek by my eie naam. Al hierdie nasies sal geïmpakteer word deur my naam.
Die mense sal sê, die Here is die bron van my reg en my krag. Want dit is nie wat mense toegesê het toe Jesaja dit profeteer nie. Mense het nie gesê God is hulle krag nie, want hulle het nie krag gehad nie. Hulle het nie gesê God is die bron van geregtigheid nie, want Judea het nie geregtigheid gehad nie. En God sê, maar ek gaan 'n man salf, ek gaan my gees op hom sit, ek gaan hom kies, en die nasies sal kennis neem. En hy eindig af hierdie profesie in 45 vers 24 en hy sê, almal wat kwaad is vir hom. Dis interessant, nee. Want God weet ons raak vir hom kwaad wanneer dinge nie werk soos ons wil hê dit moet werk nie. Almal wat kwaad is vir hom, sal skaam kry wanneer hulle voor hom verskyn. As dinge nie gaan soos jy wil hê dit moet gaan nie. As jy sê hier is 'n godverlate land. Wanneer God se gees verskyn en mense is kwaad en is hopeloos, gaan hulle skaam kry dat hulle nie bly glo en bly vertrou het nie. Dis wat Jesaja ten minste sê 800 jaar voor Jesus. En ons het gedink dit was toe onmoontlik om dit te glo. Wag 'n bietjie vir die volgende 800 jaar. Want wat ons nie in ons konteks lees as ons die Bybel verstaan nie, oor hoe moeilik dit moes gewees het vir hierdie mense om vas te hou nie, is toe Jesaja hierdie klaar gesê het, toe kom die Assiriërs en hulle oorwin Egipte en vee amper Juda van die aarde af. En die bietjie wat oorgebly het, die Babiloniërs oorwin toe die Assiriërs en die Babiloniërs kom en verwoes die res van die Jode wat oorgebly het. En as dit nie genoeg is nie, kom die Persiese regering en hulle verwoes die Babiloniërs en hulle kom en vat verder van die Jode weg al die pad na Persië toe. En as dit nie goed genoeg is nie, kom die Grieke met Alexander die Grote 400 jaar voor Jesus en hy kom vee weer al die Persiese mense van die kaart af en Alexander die Grote neem oor en dis hoekom ons Nuwe Testament in Grieks geskryf is. Hy was so groot boelie dat hy het jou forceer om sy taal te praat, om sy kultuur te aanvaar, om sy gode te aanbid. Hy het jou kultuur van die aarde afgevee, almal moes Grieke word. En daarom is die Nuwe Testament in Grieks geskryf. Die Grieke byvoorbeeld het in Jerusalem ingegaan en 'n standbeeld van Zeus, hulle god, 'n standbeeld van Zeus in die tempel in Jerusalem laat bou. Hier sit die Jode, 400 jaar na Jesaja se profesie van 'n man met die gees van God, wat God kies en al die nasies sal voor hom kom buig. 400 jaar later is die afgod Zeus in die tempel. Waar is die man van God? Waar is die Moses? Waar is die Dawid? Waar is die Salomo? Waar is die Samson? Waar is die Gideon? Waar is die Joshua? Wie gaan hierdie maghebbers op hulle knieë kom bring? En toe Alexander die Grote sterf, het hy nie kinders gehad nie. Toe het al sy generale die koninkryk in stukke geskeur. En 'n generaal het die koning gaan word in die noorde van bo Judea. En die heel eerste farao, die eerste farao wat 'n Griekse farao was, Ptolemy of so iets is sy naam. Die eerste Griekse farao in Egipte begin krag opbou. En hy gaan voer oorlog. Is in die geskiedenis in die jaar 301 daarom gaan voer die farao, die Griekse farao in Egipte oorlog teen die Griekse leiers in die noorde bo Judea. En hy stroom in die suide van Judea in en hy neem gevangene al hierdie Jode en hy forceer hulle om in Jerusalem in te gaan en hulle eie volksgenote te gaan uitroei, soos hy probeer om mag te kry en hulle uit te dryf. Want in die noorde sal daar 'n belangrike hawe en al die geld vloei daardeur in Turkye en in Persië in. En in Egipte is dit die ander groot hawe wat al die geld invoer na Afrika toe. En so wie ook al hierdie twee hawens beheer basies hierdie punt van die wêreld. En die Jode, die farao van Egipte oorwin en hy dryf die Griekse konings van die noorde weg. En hy vat al hierdie Ptolemy, hierdie farao in Egipte, vat al hierdie Jode gevange terug Egipte toe. En hoor hierdie en sien en beleef die ironie. In die jaar 300 rond en by is daar meer Joodse slawe in Egipte
as in die hele beloofde land. Ek gaan dit weer sê. In die jaar 300 is daar meer Joodse slawe in Egipte as wat daar is in die hele Judea. Klink dit vir julle bekend? Was daar nog 'n storie waar al die Israeliete slawe in Egipte was? Ja, 1300 voor Christus, 1000 jaar voor die Griekse farao, was die Jode slawe in Egipte en toe kom 'n man met die gees, Moses, en verlos hulle. Nou in die jaar 300 is die Jode weer slawe in Egipte. Jy kan nie mense blameer as hulle hoop verloor nie. Ons kort iets om aan ons hoop vas te hou. Want dit is moeilik. En om dit erger te maak, toe kom die grootste boelie in die geskiedenis, die Romeinse regering. En hulle boender al die Grieke uit die storie uit. Die verskil was net, die Romeinse regering het besef, hulle kan nie hulle kultuur op almal en hulle godsdienst op almal kom afdruk nie, dis te harde werk. En so hulle het vir die Jode gesê, gaan terug na julle land toe, herstel maar julle tempel, aanbid maar julle God, al wat julle moet doen is, gee net vir ons geld. Dis soos 'n boelie wat, al wat hy belangstel in jou in die skool is, hy wil net jou tuckshop geld hê, hy wil net jou snoepie geld hê, jy kan doen wat jy wil, solank jy net vir my jou geld gee. Dis die Romeinse boelies. En die Jode begin so al 'n klein bietjie weer 'n identiteit ontwikkel, maar onder die duim van 'n boelie wat alles vat wat jou kan laat ontwikkel as 'n nasie en 'n koningskap kan ontwikkel. Hulle het geen hoop gehad vir iemand wat Jesaja sê, die nasies voor hom sal laat kom buig. Geen hoop nie. En toe ewe skielik toe verskyn 'n engel aan 'n tienerplaas meisie in haar stilte waar niemand haar hoor nie, niemand sien dit nie, net sy. En 'n engel verskyn aan 'n tienermeisie en hy sê vir haar, 'n man met die gees van God op hom gaan gebore word in jou en die nasie sal voor hom buig. En 'n groep engele verskyn aan 'n groep herders wat niemand in belang stel nie en niemand sien dit nie. Dis in die donker van die nag, buite in 'n veld op 'n plaas waar niemand is nie en niemand gee om nie. Verskyn 'n groep engele aan 'n groep herders en die engele sê vir die herders, goeie nuus. Die een wat God kies is vandag gebore en die gees van God is op hom en die nasies gaan voor hom kom buig. 30 jaar gaan verby. En hierdie baba met die gees van God op hom is 30 jaar oud en niemand neem regtig kennis van hom nie. Hy werk op die platteland en hy bedien daar en hy is in 'n paar klein kerkies en hy doen so 1 of 2 klein goedjies, maar niemand weet regtig wie hierdie man met die naam van Moses se opvolger, Joshua, hierdie man met die naam Joshua, Jesus. Dis Griekse naam vir Joshua is Jesus. Niemand weet regtig wie hierdie Joshua van Nasaret is nie. En op 30, as jy nog nie vir jou 'n naam gemaak het nie, dan gaan jy teen nêrens kom nie. Want in daai jare op 30, moes jy al ergens gearriveer het. As jy nog nie het nie, gaan jy net weet wie jy is. En op 30 jarige ouderdom stap Jesus in sy tuisdorpie se klein plaaskerkie in. En die pastoortjie, dominee Rabbi, sê vir Jesus, wil jy vir ons 'n skriffietjie lees vanoggend? En Jesus stap vorentoe en hulle gee vir hom die boekrol. En Jesus maak die boekrol oop en hy lees iets wat die wêreld verander het. Ek lees vir julle hoe Lukas dit vir ons vertel in Lukas 4 vanaf vers 17. Die boekrol wat Jesaja bevat, is aan Jesus gegee en hy het dit oopgerol tot by 'n baie spesifieke plek. En hoor die plek waartoe Jesus die boekrol ooprol, hy rol verby hoofstuk 10, 20, 30, 40 en hy kom hier by hoofstuk 46 daar rond uit en hy begin lees. Die gees van die Here is op my. Onthou julle Jesaja 42, die Here kies iemand en hy gaan sy gees op hom sit en die nasies gaan buig. Jesus begin deur 'n bietjie verder te lees en hy sê, die gees van die Here is op my. Tot en met daai stadium, op wie was die gees van die Here? Wie was die Moses? Wie was die Samson? Wie was die mense wat die gees van God op hulle gehad het?
Niemand. Daar was nie iemand met die gees van God op hulle nie. Israel het opgegee dat die gees van God nog op enigiemand sal werk, want wat se tipe persoon moet dit wees wat hierdie maghebbers, wat Rome, wat Italië toe sal gaan en die magte van Italië sal gaan verwoes? Wie gaan dit doen? En Jesus, en niemand op 'n plaasdorpie, niemand weet wie hy is of stel belang in hom nie, maak hierdie boekrol van Jesaja oop en hy lees. Die gees van die Here is op my, omdat hy my aangestel het om die goeie nuus vir die armes te verkondig. Hy het my gestuur om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat onderdruktes bevry sal word van hulle verdrukkers en dat die tyd van die Here se goedheid gekom het. Hy het die boekrol weer toegerol, dit aan die amptenaar teruggegee en Jesus het gaan sit. Hoor hoe mooi is hierdie. Almal in die sinagoge, almal in die kerk het stip na Jesus bly kyk. Wat was dit? Wat was dit? Jy sê tog sekerlik nie wat ons dink jy nou sê nie. Jy en niemand op 'n plaasdorpie is tog sekerlik nie besig om te sê jy is die een wat al hierdie gemagtige boelies op hulle knieë gaan bring nie. Jy sê tog sekerlik nie jy het die gees van God op jou soos 'n Moses of 'n Joshua. Jy sê tog sekerlik nie jy soos 'n Gideon nie. En toe almal so stip na Jesus kyk, toe sê Jesus, hierdie skrif is vandag bewaarheid onder julle, almal van julle wat daarna geluister het. The mic drop moment. Wat? As Jesus 'n man gekies het met die gees van God op hom, dan moes ons trompette hoor blaas in Jerusalem. Kom kyk, daar is 'n man vir wie Rome en Italië bewe in hulle broek. Daar is iemand wat die soldate in Jerusalem laat bang maak. Kyk, daar's 'n man wat so magtig is in die gees van God, dat die hele wêreld begin kennis neem, hier's iets in die broei in Jerusalem. Kom kyk, God is besig om iets groots te doen. Maar hierdie is 'n niemand op 'n plaasdorp. Hierdie is 'n 30-jarige, vergevorderd in jare man, wat van 'n plaasie afkom. Niemand ken hom nie. En hy sê, dis hy? Dit is skokkend as jy begin begryp hoe belangrik Pinkster is. Dat reg deur die geskiedenis val die gees op individue, op sekere mense wat God kies. En toe vir 'n lang tyd, vir 800 jaar, is daar niemand wat God kies nie. En daar's stilte, en daar's hopeloosheid. En toe op 'n dag, toe kies God 'n man. Hy self, hy kom af. En die gees van God is op hom. En hulle begin agterkom, soos dat hy wonderwerke doen, en met storms praat, en met dooies praat, en met siekes praat, en met die elemente van die natuur praat, begin hulle agterkom. Hierdie Jesus van Nasaret het die gees van God op hom. Hy is nie net nog 'n man nie. En toe almal opgewonde raak dat Jesus moontlik dalk hierdie volgende Joshua kan wees. Op die hoogtepunt van Jesus se bediening, toe mense begin glo, dis dalk op een of ander gekkige manier moontlik dat Jerusalem weer sy tyd in die lig sal kry. Toe draai Jesus na sy volgelinge toe, wat wag vir hierdie man van God met die gees op hom, om iets wonderliks te kom doen. Toe draai hy na sy volgelinge toe en hy sê vir hulle die volgende woorde in Johannes 16 vers 7. Ek vertel julle egter nou die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Die enigste man met die gees van God in hom, gaan nou weggaan. Wat gaan ons dan doen?
Die Messias kan nie weggaan nie. Hy is die enigste een wat moontlik iets kan doen tussen die nasies hier om ons. Hy is die enigste een wat die kultuur kan kom verander. Hy is die enigste een met die hoop dat ons God weer gaan beleef in ons daaglikse lewens. As Jesus weggaan, wie is die volgende man van God of vrou van God met die gees op hulle? Wie? Wie? Daar's nie nog 'n profetes of 'n profeet wat kan doen wat Jesus doen nie. Hoe kan hy weggaan? Hy het tog eers kom doen wat hy moes gedoen het nie. Rome is nog in beheer en niemand ervaar God nêrens nie. En hy sê, ek vertel julle die waarheid. Dis goed vir julle dat ek, die man met die gees van God op hom, weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die parakleet nie na julle toe kom nie. Nou, ek lees uit die 2020 vertaling, want hulle het gekies om daai woord in te hou en ek is so bly. Want ek weet jou vertaling of ander vertaling sê dalk raadgewer of advokaat of helper. En dis alles mooi woorde en dit is wat daai woord bedoel. Maar al daai woordjies beskryf 'n deel, maar nie die volle nie. En ons gebruik nie die woord parakleet nie en so beteken vir baie mense min, maar dit is so 'n goeie woord. Maar Jesus sê, ek gaan weg. Ek loop. Ek is die een met die gees van God op my en ek gaan verdwyn. En dis goed. Want wanneer ek gaan ek vir julle die parakleet stuur. En wat beteken die woord parakleet? Die beste beskrywing wat ek vir julle kan gee om dit te verstaan, is as julle dink aan die rol van Eva in die eerste paar hoofstukke van ons Bybel. Toe God na Adam kyk en hy sê vir Adam, dit is nie goed dat jy alleen is nie. Adam het die gees van God. Adam moet die wêreld verander. Adam moet die wêreld ingaan en dit verander. Adam het die opdrag van God en die gees dat hy moet dit gaan doen. En God sê Adam, dis nie goed dat jy alleen is nie. Jy het 'n hulper nodig. Daai woord is parakleet. Die gedagte letterlik beteken parakleet. Iemand wat langs jou kom staan om jou te help. In jou moeilikheid kom staan hulle langs jou. Dis iemand wat voor jou loop nie. Dis nie iemand wat jou leier is nie. Dis nie 'n Messias figuur nie. Dis nie 'n koning figuur nie. Dis 'n vrou figuur. En soos Jesus gesê het, ek sê dit altyd, dit maak party vrouens kwaad, maar hoor my hart. Jesus sê, ek het myself verneder om 'n man te kom word, 'n mens. Moes God homself verneder om 'n man te word. Jesus het homself verneder om 'n man te word. Die Heilige Gees het homself nog verder verneder in die rol van 'n vrou kom speel. Okay. Mag my nie die video afsit nie, raak rustig. Maar die Heilige Gees kom vertolk die rol van hulpmaat in die opdrag wat ons het. Maar Jesus het die gees van God op hom. Jesus is God se keuse. Jesus is die een wat dit moet gaan doen. Ons is hier om Jesus te help met sy opdrag. Wat gaan die parakleet vir ons kom doen? Jesus kan nie weggaan nie. Ons is die parakleet. Ons is veronderstel om Jesus te help en Jesus is soos nee, dis goed dat ek gaan. Want as ek gaan julle agterkom God gaan julle help. Die Heilige Gees gaan jou help. My? Hoe gaan hy my help? En hy gaan aan, hy sê, as ek egter weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy gaan dit doen. Maar hy's 'n helper, hy's 'n parakleet. Maar as hy 'n helper is en hy doen dit, maar hy help, wie help hy dan? Hy gaan hierdie goed doen, maar hy's net die helper. Hy's net die parakleet. Maar wie gaan dan die praatwerk doen? Wie gaan die werk doen as hy net gaan help dat die wêreld hoor van sonde en geregtigheid en oordeel? Wie gaan die praatwerk doen? Wie gaan die gees van God op hulle hê sodat die gees hulle kan help? Wie gaan dit doen? Jesus gaan aan, hy sê, hy gaan hulle oortuig van sonde, omdat hulle my nie ken nie. Van geregtigheid, omdat hulle nie na die Vader gaan, omdat ek na die Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie.
en van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Vertel ek dit vinnig wat hy hierso sê. Hy sê, jou helper, jou metgesel, jou advokaat, jou raadsman wat hier langs jou staan, hy gaan, die Gees van God gaan, jou, wat gekies is deur God en sy Gees gaan ontvang, in staat stel en help, om 3 dinge te doen. Jy gaan mense oortuig van hulle sonde, omdat hulle nie in my glo nie. En 'n jong tienerseun, 'n visserman, wat te skaam was om te sê hy is 'n disipel van Jesus, en vir almal 3 keer gesê het, ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie, staan op, na hulle in 'n plek gaan wegkruip het van almal, staan hulle op na Pinkster gebeur het, en hy staan voor duisende mense, en hy begin deur om vir hulle te sê, julle het hom gekruisig, julle het hom doodgemaak, julle sonde het Jesus aan die kruis vasgenaal, julle is sondaars. Dink hieroor. Petrus sê vir hulle, julle is sondaars, omdat julle nie in Jesus geglo het nie. Dan gaan Petrus aan, Stefanus het dieselfde gepreek, Filippus het dieselfde gepreek, Paulus het dieselfde gepreek, maar Petrus gaan aan, gaan lees dit in Handelinge, sy eerste preek, die eerste preek van 'n man wat die Gees van God in hom het, wat 'n hulper het in die Gees. Die volgende ding wat hy sê is, hy oortuig hulle van geregtigheid, omdat Jesus na die Vader gegaan het, en hom nie meer sien nie, en hy sê, julle het hom gekruisig, maar God het hom opgevat, en hy het die dood uitgevat, en nou sit hy in die ereplek langs God. Julle sien hom nie meer nie, want die man wat julle gekruisig het, het God nou die Here en die heerser van die heelal gemaak. Dis die tweede ding wat Petrus vir hulle sê, is wat hier staan. Maak julle saak reg met God, want die een wat julle sondaars gekruisig het, het God nou verhewe as regter. Maak reg. En die derde ding, julle gaan hulle oortuig van die oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. En Petrus maak sy preek klaar deur om te sê, maak julle saak reg, want hy kom terug, en hy gaan oordeel tussen die dooies en die lewendes. Hy kom terug, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, wat nou in die hemel sit, hy gaan terugkom. En die einde is klaar geskryf, hy is klaar die heerser oor die heelal, hy het klaar die vyand verslaan met sy dood en sy opstanding. Kies 'n kant, skape en bokke, want die oordeel kom. Maak reg met God. En die volk, die duisendes, is so oorweldig met hierdie jong seentjie, laitie, vol van die Gees van God, wat hom help om hierdie goed te sê, dat hulle reaksie was, Petrus, wat moet ons doen? Wow. Petrus het die Gees van God. Dit is goed, sê Jesus, dat ek weggaan, want dit gaan nie meer net 'n Moses wees met die Gees van God, of 'n Joshua. Sien, Moses moes dit oorgee vir Joshua. Elia moes sy mantel oorgee vir Elisa. Elke keer is daar een persoon, een regter, een Samson, een Gideon, een Deborah. Daar's altyd net een. En almal moet agter daai een aan hardloop. Daar's 'n nuwe paus in Rome. Daar's hierdie nuwe pastoor en hy's so gesalf. Almal wil net gaan luister na hierdie nuwe pastoor. Ons is so vinnig om agter mense aan te hardloop wat die Gees van God op hulle het. En tog sê Jesus, dit is goed dat hierdie een man met die Gees van God weggaan, sodat julle Pinkster sal verstaan, die Gees van God kan nou op elkeen kom. Elke een wat vra, kan nou soos Jesus wees. Dis hoekom hulle hierdie klomp mal Christentjies Christene genoem het. Want die laaste man met die Gees van God op hom was die Christus, die gesalfde, die een wat God gekies het. En toe 'n klomp Christene, toe 'n klomp volgelinge van Jesus rondhardloop, asof die Gees van God nou op hulle is, toe spot die wêreld hulle en sê, julle dink julle die Gees van God op julle. Julle dink julle is deur God gekies. Julle dink julle is besonders. En hulle soos, ons is. Ons het die Gees van God.
Hy is ons parakleet. Hy help ons om vir julle te vertel wat julle moet hoor. Hoor. Dis goed dat Jesus gegaan het. Want daar's nie nou net een. Daar is miljoene. En nooit weer was die kerk veronderstel om in 1000 jaar van slawerny in te gaan nie. Want ons kies nie meer 'n man of 'n vrou of iemand met die gees van God nie. En tog het die kerk 'n paus en al hierdie goed ontwikkel en gesê, ja, daai man is die verteenwoordiging van God op die aarde en wat hy sê gaan, en toe word die kerk weer toegesluit vir 1000 jaar. Totdat 'n klomp mense hulle lewens gegee het om op te staan teen hierdie man van God op aarde gedagte. En elke liewe plaaswerker kon verstaan, maar die gees van God is op my, om aan die armes te verkondig, die goeie nuus van die Here, om blinde oë te laat oopgaan, om die hekke van die tronke oop te sluit. Daai gees is op my, die gees is my helper, hy gaan my in staat stel. Wow. En net vir ingeval, jy bekommerd is oor al hierdie mense by die gees van God op hulle het, wat begin groot kop kry, en begin dink hulle is iets besonders, dan gaan Jesus aan en hy sê die volgende, as jy kan begryp hoe goed dit is, dat Pinkster gekom het, gaan hy aan en hy sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy, die parakleet, die helper, kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. Nou, vergewe my weer, maar onthou, dis die krag van 'n nederige vrou. Dis rarig so. Die krag van 'n nederige vrou teenoor haar man, of 'n werker teenoor sy baas, is dat as die baas praat, luister jy. En die derde persoonlikheid van God kom en verneder homself nog self laer, en hy word soos die helper vir die apostels. Maar hy maak hom nie onderdanig aan die stem van die apostels nie. O nee, jy's nie so, jou woorde is nie so belangrik soos jy dink nie. Jy is die een wat die gees van God het, en jy's die een wat praat, maar die Heilige Gees luister nie na jou woorde nie. Nee. Jy het 'n koning, en hy gaan jou help om te doen wat jou koning sê. Hoor mooi. Hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. Hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Wat beteken toekomstige dinge? Wat mense raak met so boe, dis profesie en profeteer oor die toekoms en wat gaan in Amerika aan? Nee, stop. Ja, daai goed is daar, maar dis nie wat hier bedoel nie. Hy sê in vers 16, hy gaan julle vertel van toekomstige dinge. Maar gaan kyk 'n bietjie. In Johannes 14 praat Jesus oor dieselfde parakleet, en in Johannes 14 vers 26 sê hy, die Heilige Gees gaan julle vertel van die dinge wat was. In die volgende hoofstuk Johannes 15 vers 26, lekker, 14:26, 15:26, en in 15:26 sê hy gaan julle herinner aan die dinge wat nou om julle gebeur in die hede. En in 16 vers 13 vertel hy hulle, maar hy gaan julle ook vertel van die toekoms. Jesus is besig om vir hierdie gees, hierdie parakletos, 'n titel te gee. Hierdie helper gaan die een wees wat was, en is, en sal wees. Hy gaan alles verstaan van wat was, en wat is, en wat sal wees. Hierdie helper is nie net niks nie, is nie net iets nie. Dis God. Dis die een wat was en is en sal wees. En hy verstaan alles wat om jou aangaan, en dis die helper wat jy het. Hy gaan julle vertel van wat gebeur het, vertel van wat nou gebeur vandag, en vertel van wat kom. Luister vir hom, en wat hy julle gaan vertel, gaan hy hoor by die koning. Jesus gaan aan en hy sê, hy sal my, Jesus sê, die Heilige Gees sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. So hy gaan die toekoms bekend maak. Wat se toekoms? Wat ons nodig het om te hoor, dat ons rustiger kan voel, dat in ons land aangaan? Nee, hy gaan vir julle bekend maak, wat Jesus
al in die Bybel aan die disippels begin bekend maak het. En hy gaan jou herinner aan wat Jesus bekend kom maak het. Jy kan dit lees en vra dat die Heilige Gees dit vir jou oopbreek. Want wat Jesus vir die disippels 2000 jaar terug gesê het, wil hy nou ook vir jou sê. En jou helper gaan jou help om te verstaan. Die wêreld kan nie die Heilige Gees beleef nie, want hulle ken hom nie, sien hom nie, verstaan hom nie. Maar Pinkster, vir dies wat die koning wil dien, kan vra dat die Gees van God hulle vul, en hy word jou helper, en jy begin praat, soos iemand wat die Gees van God op hom het. Hy gaan aan, hy sê, alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Wat die Heilige Gees, wat die Parakleet ontvang van Jesus, gaan die Parakleet vir jou gee. Hoekom moet hy dit vir jou gee? Hoekom kan hy dit nie net self doen nie? Want jy is die gekiesde van God met die Gees van God op jou. Hy gaan Jesus se woorde vir jou gee, sodat jy kan opstaan en preek. En vir mense sê hulle is sondaars, sê hulle is jammer, sien raak wat God met Jesus gedoen het, en verstaan hy kom terug om te oordeel. En jy kan nou soos 'n gesalfde, mense se lewens stop in hulle skoene en laat omdraai en tot bekering kom en terugdraai na die regte rigting toe. Jy is gesalf om vir regerders en maghebbers en konings en rykes en armes en almal boos en heilig met hulle te kyk en te sê, die Gees van God is op my. En hy help my om jou te lei na wat Jesus gesê het. Dit is goed dat Jesus, die een wat God gekies het en gesalf het, gaan, sodat die Heilige Gees nou almal van ons se helper kan wees, sodat elkeen van ons Christen kan wees, uitgekies deur God, gekiesde, gesalfde, dis ek en jy. En ons woorde, ego die woorde van ons koning. En as jy sê jy gaan daarmee sukkel, wel God is jou helper, moet hom nie tekortskiet nie. Hy sal jou help, God is jou helper. Jy kan dit doen. Nie omdat jy iets is nie. Jy het nie eers die regte woorde nie. Jy gaan Jesus se woorde gebruik. Maar ek weet nie genoeg nie, pastoor. Wel, jy het 'n helper, of het jy nie 'n helper nie? Het Pinkster gekom, of het Pinkster nie gekom nie? Is jy 'n gesalfde van die Here, of is jy nie 'n gesalfde van die Here nie? Volg jy nog, of gaan die Here jou toerus om te begin voorloop? Wow. Pinkster. Niemand kon Pinkster verstaan tot Pinkster gebeur het nie. Ek wil hê julle moet self gaan studeer. Voor Pinkster kom, Sondag is dit Hemelvaart, gaan studeer die gawes van die Heilige Gees. Gaan kyk na plekke in die Bybel, en maar hier's my raad, maar doen soos die Gees jou lei, maar hier's my raad, begin met Efesiërs 4. Lees Efesiërs 4 van die begin af, vers 1 tot so vers 16, of wat ook al, en gaan sien hoe Paulus die vrugte van die Gees oopbreek. En dan vir jou wys, ons is almal een. Een God, een doop, een Gees, een liggaam, alles is een, en ons is so goed saamgebind aan mekaar. Maar aan elkeen van ons afsonderlik, soos die Gees op elkeen van ons verskillend val, omdat die man van God opgevaar het hemel toe, en die Gees van God nou op ons almal is, het ons elkeen 'n ander taak om te verrig. En dan praat oor die vyfvoudige bediening, en moet wat geen pastoor vir jou sê, die vyfvoudige bediening is mense wat salarisse kry, of spesiale manne of vroue van God. Nee, almal van ons is die vyfvoudige bediening. Almal van ons moet saamwerk om die liggaam op te bou. Daar's nie spesiale Christene nie. Daar's nie 'n paus en 'n biskop en 'n... Wat verstaan jy nie? Die titels wat vir jou gegee word is om jou te help om te verstaan wat jou funksie is. Maar almal van ons werk saam. Almal van ons is gesalf. Almal van ons het 'n bediening. En dan som hy dit op in 5 maniere. Apostel, profeet en evangelis en leraar en herder. Jy's een van hulle. Jy hoef nie 'n salaris te kry as 'n bewys of 'n graad as 'n bewys. Kyk, ek is 'n... Wat? Pinkster het gekom. Gaan lees dit en verstaan dit. Gaan lees dan Galasiërs en gaan lees oor die vrugte van die Gees en die gawes van die Gees. Gaan lees.
1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 13 en 1 Korintiërs 14 saam. En mag dit jou die mekaar maak, en mag jy agterkom dat van hy goed verstaan jy nie lekker nie, maar gaan stoei daarmee, en gaan sien wat Paulus in sy hart vir mense probeer sê. Moenie wag om iemand anders te volg nie. Moenie wag vir 'n pastoor of een of ander gesalfde nie. Jy is die gesalfde van die Here. En die Gees van God is op jou, want jy moet die goeie nuus verkondig. En jou helper, die Gees van God, God self, die Gees wat in Genesis oor die chaos van die aarde gesweef het en die hele skepping nuut gemaak het, daai selfde Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, leef nou in jou. Glo jy dit? Of is jy soos die mense in die dag van Jesaja, wat gesê het, hier's te veel chaos, daar's nie 'n manier nie, ons sal nooit kan opstaan teen die politiek van die dag nie. Ek glo dit nie. Wel, kyk waar sit jy, wat is jou dorp? Hoe het jy in jou dorp gehoor van 'n Joodse rabbi in 'n plattelandse dorp in Juda, beheer deur die boelies van Rome? Hoe weet jy van Jesus? Want 'n vissermannetjie het geglo, die Gees van God is op hom, en God is sy helper. Want 'n vrou, Lydia, het geglo, haar besigheid was daar om te ondersteun en te help en te verkondig. Come on, Timoteus het geglo, hy gaan die rol van evangelis vertolk, want die Gees van God is op hom, en die God van die heelal is sy helper. Jy weet van Jesus. Dat 'n paar mense het geglo in Pinkster. Mag jy jouself voorberei vir die gawe wat God jou mee wil toerus, sodat jy die koninkryk van God kan verkondig op aarde. Mag jy nie net leef om hemel toe te gaan nie. Mag jy nie net leef om te volg nie, maar mag jy leef om 'n gesalfde van die Here te wees, sodat jy iets het om te sê, sodat mense na jou toe sal draai en sal sê, wat moet ons nou doen? Mag jy beleef dat dit goed is dat die gesalfde man van God opgevaar het hemel toe, sodat jy nou kan aangaan en jouself 'n gesalfde van die Here noem, want God het jou gekies en sy Gees op jou gesit, en hy help jou in jou taak. Mag jy Pinkster geniet, soos ons vorentoe kyk na hemelvaart. Dit is goed dat hy gegaan het. Ek's baie lief vir julle. Gaan stoei met die gawes van die Gees. Ons sien mekaar volgende week met hemelvaart. Lief vir julle. Die Here seën julle. Mag sy guns en sy goedheid op julle rus. En mag hy sy gawes aan jou openbaar, as jy nog daarmee worstel. Amen en amen.